by die erediens. Mag die Here julle elkeen vanmôre seën, mag hy vir julle ryklik in sy arms van liefde toevou vanmôre as ons saam is as gemeente. Ons votum vanmôre gaan uit 2 dele weer bestaan. Daar is 'n kort votum gedeelte wat ek gaan sê, en dan antwoord ons as gemeente daarna deur te sê die Here wat trou bly tot in ewigheid. Magtig gaan dit vir ons so wys. So kom ons word stil met Psalm 121 wat vir ons die volgende sê. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En nou antwoord as ons gemeente, die Here wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Gemeente van Carleton wil die Here groet julle elkeen vanmôre, en hy skenk julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede in oorvloed. Ons loof vanmôre die Here. Ons skriflesing vanmôre is Efesiërs 4 van vers 25 af tot 32, maar ek gaan ook bylees die eerste 4 verse van hoofstuk 5. So kom ons gaan daarby stil word vanmôre. Voordat ons doen, kom ons buig het ons hoofde in gebed. Hemelvader, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie Here vir dit wat U doen in ons lewe. Dankie Here dat ons vanmôre net voor U kan staan. En ons kan net verwondering voor U staan vir wie U is. En in hierdie diens vanmôre Here wil ons weer net kom stil word in verwondering vir wie U is en dit wat U doen omdat U is wie U is. Dankie Here dat ons kan weet as gemeente dat U 'n God is van liefde. Nee, kom ek sê dit anders. God, U is liefde. Dit lees ons in 1 Johannes 4 as daar staan dat God is liefde. Maar ons weet ook dat U 'n God is van geregtigheid. U is 'n God van vryspraak. U is 'n God van vergifnis. U is 'n God van omgee. Daar is soveel eienskappe wat ons van U kan opnoem, Here. U is dit alles. En omdat U dit is, daarom het U ook uitgereik na ons as mense. Daarom lees ons in Johannes 3, dat hy sê, want so lief het God die wêreld. Ek het julle so lief, dat ek my enigste seun gegee het, om in julle plek te sterf, sodat julle die ewige lewe kan hê. Dit is omdat hy al hierdie dinge is. En Here, ons kan net vanmôre in verwondering staan, ons weet nie altyd hoe dit werk nie, en ons weet nie, Here, ons ken nie U gedagtes nie. Maar dit wat ons van U weet en dit wat ons van U ken, Here, vul ons met verwondering en aanbidding, en daarom wil ons U loof en prys, so wat ons ook nou gedoen het met die liede wat ons gesing het, ook in ons gebed, en ook as ons na U woord luister, is ons fokus om U die lof en die eer te gee vir ons lewens. Dankie Here daarvoor. Gees van God, is my gebed dat U sal kom vanmôre, en dat U ook in ons harte sal inwerk. U is die inspirasie van die woord. U het die aanvanklike skrywers van die Bybel geïnspireer. U het vir hulle die woorde gegee wat hulle moet sê, want hulle praat nie net oor U nie. U het hulle geïnspireer om God se woord vir ons te gee. En vandag, 2000 jaar gelede, is dit belangrik, Here, dat ons as gelowiges, Heilige Gees, dat U sal kom en ons sal steeds sal inspireer, sodat ons die woord sal verstaan, soos wat U dit gegee het 2000 jaar gelede vir die Bybelskrywers, vir die profete en die apostels. En sodat ons nie in die strik trap, Here, om net na vandag se kultuur te kyk en te sê, maar ons moet die woord verander om in te pas by die kultuur nie. Nee, U het gesê, ons moet verander om te wees soos wat U is. Om meer en meer te word soos Jesus. Here, mag dit ons strewe wees in die kerk, om meer en meer te word wie U is en wat U is. En Here, kom breek die woord vanmôre vir ons oop. Ook vir my as prediker, wil U ook vir my die woord in my hart gee, ook om aan die gemeente te bring. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.
Efesiërs 4 van vers 25 af. Lê dan die leuen af en spreek die waarheid onder mekaar, want ons is lede van dieselfde liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou hele woede nie. Ek onthou my skoonmaat op 'n klip in haar tuin het sy hierdie ding so geskilder. Vir baie jare het sy gesê, word kwaad, moenie sondig nie, en laat die son nie ondergaan oor jou woede nie. Hy moet liewer moenie die duiwel 'n vasdraplek gee nie. Wie 'n dief was, moet ophou steel. Hy moet liewer hard werk en met sy hande iets goeds doen, sodat hy iets kan hê om aan die armes te gee. Geen vuil woord mag uit die julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van die omstandighede, sodat dit 'n seën kan wees vir die wat dit hoor. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Hy het julle as eiendom gemerk vir die dag van verlossing. Laat alle bitterheid en woede en toorn en geskree en gevloek by julle weg. Wees saam met alle Laat alles bitterheid, woede en toorn, geskree en gevloek by julle weg wees, saam met kwaadwilligheid. Wees vriendelik en vol deernis teenoor mekaar en vergewe mekaar soos julle in Christus vergewe het. En omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg, lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad en ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet julle met daarvan ontig, onsedelikheid en enige vorm van ongierigheid onder julle self geen sprake wees nie. Grove ligsinnigheid of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontig pleeg en sedelik lewe of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van God nie. En mense sou seker nog die volgende deelte daarby kon lees, waar hy dan sê, lewe as mense van die lig. Maar kom ons fokus vanmôre op hierdie gedeelte. Broers en susters, dit is so belangrik dat ons verstaan wat Paulus vir ons skryf. Hierdie gedeelte tot en met hier in hoofstuk 4, begin van hoofstuk 5, praat Paulus met gelowiges oor hulle persoonlike lewe. Hy praat met hulle oor dit wat ons moet wees en moet word. Hy begin met die fokus dan te sê op wie ons is en was. Dan in hoofstuk 2 praat hy van ons is vyande van God. Hy sê ons is ver van God, of ons ken God nie. En dan is hy besig om in die hele Efesiërs vir ons eintlik te wys hoe ons by Jesus kan kom. Efesiërs 2 vers 8 en 9, waar hy die klem lê om te sê, julle is inderdaad uit genade gered. Hierdie geloof kom nie van jouself nie, dit ook is 'n gawe van God. So hy bring baie duidelik die fokus op ons pad en hoe ons moet kom en wat ons moet doen om by Jesus uit te kom. Hier in hoofstuk 4 vers, die gedeelte wat ons nie gelees het, net 'n paar verse van tevore, vers 22, skryf hy, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het, breek met die ou sondige mens in julle, wat deur julle sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die voorbeeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. En ek het al so baie keer vir julle gesê, daai woordjie heilig beteken nou nie, dat ek nou skielik vlerkies en 'n strale kraan so my kop kry nie, nee. Dit beteken dat ek sê vir die Here, ek set my lewe eenkant, ek sonder myself af, sodat ek nou beskikbaar is vir die gebruik van die Here. En dit beteken nie net nou dat ons almal moet predikante word nie.
Ja, dis nie wat dit beteken nie. Of almal moet sendelinge, ja, ons almal moet sendelinge wees. Want elke my werkplek moet ek 'n sendeling wees, ek moet altyd 'n evangelis wees, maar ons het nie almal nodig om predikante te word nie, want ek kan daar waar ek werk, en daar waar ek is tussen ander mense, moet ek 'n sendeling wees, moet ek die woord van die Here uitbring, moet ek verkondig en sê wie die Here is, want ek is nou 'n nuwe mens, lewe daarom nou ook as 'n nuwe mens. Jou gees en gedagtes moet nuut word, en dis nie iets wat ek en jy kan doen nie. Dis iets wat die Here in ons moet kom doen. In Pinksterreeks het Prof Fika so mooi gepraat oor daai gedeelte in Johannes 3 van Nikodemus, wat hy gepraat het oor daai, wat ons gewoonlik vertaal as wedergeboorte, is eintlik nie, dit kan so maklik die klem skep om te sê, dis iets wat ek moet doen, maar wat eintlik in die Grieks staan is om te sê, dit is God wat die nuwe lewe in ons verwek. Daai selfde woordjie wat gebruik word daar in Johannes 3 is eintlik die woordjie vir verwek. Dis is wanneer jy 'n kind verwek. En die Here wil daardie nuwe lewe, daardie nuwe mens, wil hy in jou en my kom verwek. En dan moet hy gegroei, sodat ons uiteindelik volwassenes kan word, sodat ons uiteindelik in volle wese kan wees soos wie Christus is. So as Paulus skryf in Efesiërs, hierdie hele eerste gedeelte, praat hy oor ons verhouding met die Here, van waar ons ver van die Here is, waar ons die Here nie ken nie, tot by die punt waar ons lewe vir die Here gee, maar dan gaan hy verder om te sê, maar nou moet ons lewe in die regte verhouding. Nou moet ons begin anders leef, ons kan nie meer leef soos hierdie ou mense, en Paulus is baie lief om daaroor te skryf, gaan lees maar Kolossense 2 praat hy ook oor julle het gesterf in Christus, maar dan sê hy in hoofstuk 3, julle het nou opgestaan as nuwe mense, leef dan as nuwe mense. En dan gaan hy verder, daar 3 vers 5, dan sê hy, jy moet nou begin om die sonde wat te doen. Maak dood die sonde. So dit is ook ons verantwoordelikheid om nie alleen net te sê, Here, kom maak u die sonde, maar ons moet eintlik die sonde doodmaak. Dis ons verantwoordelikheid om saam met die Here te werk daarin in my eie lewe, om die sonde af te breek, om dit dood te maak, om te sorg dat die sonde nie meer my lewe oorneem nie. Dis my verantwoordelikheid, saam met God en saam met die Heilige Gees. En dis wat ons baie keer van praat as die pad van heiligmaking. Om stap vir stap, tree vir tree, dag vir dag, meer en meer te word, soos wat Jesus wil hê, wat ons moet wees. Dis wat die Here van ons vra. En dan kom ons by hierdie gedeelte van wat hy nou gesê het. En dit volg nou op die gedeelte wat ek gelees het, waar hy sê, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome, volgens die wil van God en wees heilig. En dan sê hy, nou dat julle die valsheid afgeleed. Met ander woorde, hierdie ding het nou gebeur. God het jou nou nuut gemaak, jy is nou 'n nuwe mens. God het die nuwe lewe in jou verwek. God is besig om jou deur sy gees te vernuwe, sodat jy 'n nuwe mens kan wees, en jy is nou besig om die sonde af te lê, en om meer en meer te word soos die Here, en jy is nou afgesonder vir die Here. En nou sê hy vir hulle, lê alle valsheid af. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. So nou begin hy die skuif maak om te sê, wat moet nou in my lewe gebeur? As ek een ding aflaat, as ek een ding aflaai, as ek een gewoonte afleer, moet ek 'n ander gewoonte aanleer. So as ek ophou om die leuns en die verkeerde taal en verkeerde lewe af te laai, moet ek iets in die plek daarvan sit. Hy sê, daar moet nie net ophou om te leuns te vertel nie, en valsheid af te lê nie, maar vul jou lewe nou met die waarheid. Nou moet jy begin om die waarheid te praat. En daar is eintlik 'n ongelooflike belangrike ding wat ons baie keer miskyk as ons dit sien. Hoekom sê hy dit spesifiek vir ons as gelowiges? Dat ons nou met die waarheid aanleer. Want ons sê, dat Jesus sê, in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe.
As ons die nuwe lewe in Jesus het, en Jesus is ook die waarheid, en ons word al hoe meer en meer soos wat Jesus wil hê ons moet wees, dan moet die waarheid al meer in ons lewens sigbaar word. Ons kan nie anders nie. Want Jesus is die waarheid. En as Jesus in jou en my lewe oorneem, dan moet die waarheid ook in jou en my lewe begin oorneem. Dan moet ons meer en meer word soos wat Jesus is. Ons moet die leuns breek. Ons moet ophou om 'n lewe van valsheid te leef. Dit beteken ook, as ek die lewe van valsheid aflee, dan beteken dit ook, ek moet hierdie maskers wat ons baie keer opsit, moet begin breek. Nee. Want ons almal leef maar met maskers. Hier by my het ek hierdie masker, en as ek daar by daai mense staan, haal ek hierdie masker af, en ek sit 'n ander masker op, en dan word ek hierdie mens. Maar die Here sê vir ons, nee, dit behoort nie so te wees nie. Julle behoort altyd dieselfde te wees. Maak nie saak wat julle doen nie, jy moet altyd die waarheid wees, jy moet eg wees. Want Jesus is eg. Hy is die waarheid. En as hy die belangrikste in jou lewe word, dan moet ek en jy begin om hierdie waarheid te leef. Die nuwe mens leef in waarheid. Omdat ons deel is van die liggaam van Christus. En Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Paulus sê verder, moenie die duiwel vastrapplek gee. Nee. Want as ek begin om die leuns te vertel, ek sê ons altyd, as 'n ou eers 'n leuen begin vertel, dan moet jy baie goed lieg. Want jy moet onthou wat jy vir wie gesê het. Nee, en dan moet jy moet eintlik boekhou van wat jy alles vir wie gesê het, want jy moet daai leuen moet jy voortsit. Jy kan nie vir die een nou so sê, en môre kom jy by hom, en nou sê jy weer vir hom 'n ander ding, nie? Want dan gaan hy gaan dit gou-gou hoor, maar jy sê nou 'n ander ding. So jy moet aanhou om die leuen te vertel wat jy vir daai persoon vertel. En as jy vir daai persoon 'n ander leuen vertel het, moet jy aanhou om daai leuen te vertel vir daai persoon. En as jy te veel leuns vertel, dan begin hierdie lyne kruis. En dan kom die waarheid naderhand uit. Het is moeilik om 'n leuen aan die gang te hou. Het is baie makliker om die waarheid in jou lewe te bring en die waarheid te leef. So, Paulus skryf vir ons in die eerste plek dat ons moet die waarheid na vore bring. Die tweede ding wat hy vir ons in hierdie gedeelte wat ek nou wil by stil staan, is wat hy sê is vir ons, dat ons moet leef in vrede. Ag, dit is vir my so ongelooflik belangrik. As hy daar praat en vir ons sê dat ons word kwaad, ja, jy kan kwaad word. Sê dat 'n gelowige mens nie kan kwaad word nie. Hy sê maar, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vatkans gee nie. Is dit nie so mooi nie? Dat as 'n mens eers begin kwaad word, en jy gaan slaap kwaad, dan word daar die kwaad soos 'n sweer, wat al hoe groter en groter en groter en groter en groter word. En naderhand weet ek nie eers meer later, wat is die oorsaak van daai sweer nie. Hy sê, moenie met kwaad gaan slaap nie. Gaan maak vrede, want dit gaan jou 'n slegte nag gee. Dit gaan jou wakker hou later aan, en die persoon vir wie jy kwaad is, weet nie iets jy's kwaad voel nie. Maar gaan sit. En die Bybel gee vir ons 'n baie mooi pad om te loop, Matteus 18, as hy sê, as jou broer gesondig het teenoor jou, gaan praat met hom, gaan maak die saak reg, en as hy nie wil hoor nie, vat iemand anders saam, en gaan praat weer met hom, as hy nog nie wil hoor nie, sê dit vir die gemeente. Daar's 'n Bybelse pad wat ons moet loop as gelowiges, oor hoe ons met twis en woede en haat en kwaad met mekaar moet werk. Sodat ons uiteindelik weer vir God die eer kan gee. Meer en meer kan word soos Jesus. Lewe as mense van vrede. Moenie die kwaad vatkans gee in jou lewe nie. As duiwel eers 'n vatkans het, as hy eers 'n vastrapplek het in jou lewe, nee, dan hou hy aan. En die meer ek en jy daai vastrapplek afbreek, dat hy nie vastrapplek het, hoe groter is die greep wat God op jou en my lewe begin kry. 'n derde ding wat hy vir ons sê, is daar dat daar geen vuil woord, vuil taal
En ons moet wees, vers 29. Vuil taal moet daar nooit uit jou mond uitkom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goede kan kom. Dit is my belangrik. Hy sê, daar moet nie vuil taal wees nie, net soos wat hy nou gesê het met die valsheid. Lê die valsheid af, maar sit die waarheid in sy plek. Moenie kwaad wees nie, gaan maak vrede. Nou kom en sê hy, moenie vuil taal hê nie, maar praat eerder opbouend. Hy gaan help eerder iemand om homself op te bou, as wat 'n mens afbreek. As wat 'n mens nie die negatiewe sê, as wat 'n mens net seer maak, as wat jy net kritiek gee. Gaan help eerder om op te bou en sterk te maak, en gaan help eerder om reg te maak, as om verder af te breek. Dis wat ons as Christelike kerk moet doen. Paulus sê nie dat ons altyd almal van mekaar gaan hou dalk nie. Dat ons altyd by mekaar gaan saamstem nie. Ons gaan baie keer verskil. En dit is goed, ons is verskillende mense. Maar as ons verskil, kom ons verskil op so 'n manier, dat God se liefde nog steeds sigbaar word in mekaar se lewens. Kom ons bou mekaar eerder op, as om af te breek. Kom ons help eerder om die koninkryk van die Here op te bou, as om af te breek. Leef opbouend. Kom ons versterk mekaar as gelowiges. Dan, net 'n eentjie verder, dan praat Paulus in vers 32, kom ons lees vers 32. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar, en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Wat bid ons in Matteus 6, as ons die Onse Vader bid? Ons sê, behalwe nou al laat die naam geheilig word, maar daar's 'n reeltjie wat ons bid en sê, vergewe my om my sonde, soos wat? Soos wat ek die vergewe wat teenoor my oortree het. Vergifnis is deel van 'n gelowige se lewe, want ek kan nie verwag dat God my vergewe nie. Ek kan nie bid en vra vir die Here, Here vergewe my, as ek nie bereid is om ander te vergewe, in gesprek te wees met ander nie. En daarom sê ek nou nog verwys na Matteus 25, ek dink Matteus 18, daarvan vers 25 af, wat hy vir ons 'n pad gee om te sê, dis hoe ons as kerk en as gelowiges met mekaar moet werk. Ons gaan verskil, maar doen dit op so 'n manier dat die kerk nie afgebreek word nie. En dan die laaste gedeelte wat ek gelees het, vers 5 af, ek kan nog so baie meer daaroor sê, maar kom ons gaan aan. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Al die dinge wat hy nou vir ons gesê het, is omdat julle kinders van God is, moet julle sy voorbeeld volg. Toe Jesus geslaan is en gespoeg is en gevloek is en geskel is en gespot is, wat het hy op die kruis gesê? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het nie gesê, Vader, straf hulle nie. Hy het nie gesê, Vader, reën u woede op hulle neer nie. Hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So daarom moet ons ook die voorbeeld van Jesus in ons lewe leef. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Lewe in liefde. Ek was gister, het ek 'n begrafnis gedoen daar op Wolmaranstad, en die familie het vir my die snaakste versoek gegee wat ek in my lewe gekry het. Hulle het gevra, preek vir ons oor 1 Korintiërs 13. Jy weet wat is 1 Korintiërs 13, nee. Dis die hoofstuk van liefde. Ek het dit al baie by troues gepreek. Ek het dit al net so gepreek. Maar hoe preek jy 'n begrafnispreek oor liefde?
En dit het my koppieke aan die gang gesit, en ek het gaan kyk weer, na wat lees ons in Korintiërs 13. En dan kom dit ons eintlik terug, dit bring ons terug eintlik by 'n teksgedeelte soos 1 Johannes 4, waar die Here sê, God is liefde. En daarom, omdat God liefde is, moet ons God se liefde as 'n genadegawe. Onthou, hy staan in daardie 3 hoofstukke in Korintiërs wat praat oor die genadegawes. Hoofstuk 12 praat hy oor die liggaam en elkeen wat 'n gawe gekry het. En dan praat hy daar en sê vir ons die verskil wat daar is tussen mense. In hoofstuk 14 praat hy oor eintlik die orde wat in die gemeente moet wees, sodat daar nie, dat sekere mense nie uitgesluit word en sekere mense hulle verhef ensovoorts nie, wanneer dit kom by goeters soos spreek in tale en profesie en al hierdie goeters nie. En dan in die middel pas hy hoofstuk 13 in. Die laaste vers van hoofstuk 12 sê hy, soek dan nou, lê julle toe, om die allerbeste gawes. En in hoofstuk 13 sy eerste vers sê hy, nou wys ek julle, wat is die allerbeste genadegawe? Nou wys ek vir julle, al praat jy nie die tale van mense en engele nie, maar jy het liefde, jy het nie liefde nie, jy is te galmende cymbale, galmende metaal en klinkende cymbaal geword. Wanneer verwys hy? Hy verwys na hierdie verdeeldheid wat in die gemeente was, oor die spreek in tale. Dit is nie sommer net 'n random hoofstuk wat hier sommer net willekeurig ingeplaas is tussen die 2 hoofstuk nie. Hy sê eintlik vir hierdie gemeente, jy kan al hierdie wonderlike goeie sê, die volgende, al het ek al die profesie en doen ek alles en het ek al die kennis, maar ek het nie liefde nie. Dan praat hy oor daai goeders wat hy praat oor onder die gawes, maar hy sê die grootste gawe is die gawe van liefde. Hoekom? Want God is liefde. En as God liefde is, dan sal ons ook mekaar lief. En dan sluit hy af met daai mooi vers wat ons baie keer aanhaal, nou bly geloof, hoop en liefde bly oor, en die grootste hiervan is liefde. Geloof bring my in verbinding met God. Dit maak die deur oop sodat God in my hart kan inkom. Hoop laat my vashou aan die Here. Liefde bring my in 'n intieme verhouding met wie die Here is. Is dit nie so mooi nie? En die grootste daarvan is liefde. Om in hierdie intieme verhouding met die Here te leef, en as ek in 'n intieme verhouding met die Here leef, dan gaan ek ook begin om in daardie lewe van liefde vir my broers en my susters te leef. En Paulus sluit ook hierby aan, hier in Efesiërs 5, daai eerste klompie verse, lewe in liefde. Soos Christus ons lief gehad het, moet ons ook mekaar lief hê. En om ons ontwil sy lewe afgelê het, so moet ons ook leef. So ongelooflik belangrik vir ons as kerk. Kom ons word meer en meer soos Jesus. Kom ons vir mekaar groet, want ons sê ons vir mekaar deesdae, ek groet jou in die liefde van Jesus, maar kom ons verstaan dit in hierdie konteks, dat die Here vir ons wil sê, maar julle moet mekaar lief hê. En as ek en jy meer en meer begin om vir mekaar te sê, ek het jou regtig lief, in die liefde van Christus, dan gaan ons dit reg kry om te doen wat ook in Korintiërs 13 staan, om te sê, die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles. Liefde gaan dit ook kan afbring. Liefde gaan ook die doek word waaronder ons mekaar kan verdra, al verskil ons. Kan bly glo en hoop in Jesus, al voel dit partykeer vir ons of ons nie kan nie. Kom ons hê mekaar lief met daardie liefde wat die Here vir ons van vra in sy woord. Ek gaan afsluit met 'n gebed. Hemelse Vader, ons het vanmôre weer stil geword, ons het gehoor dat U met ons duidelik kom praat. Here, dit kan so maklik wees dat ons nog valshede vashou, aan valshede vashou of glo in ons lewe, maar U sê dat ons die waarheid met eerste plaas. Dit kan so maklik in ons lewe wees, Here, dat ons kan besig wees om eerder
in mekaar nie in vrede te aanvaar en in vrede te leef nie, maar eerder met kwaad en kwaadwilligheid te leef. Dit kan so maklik wees, Here, dat ons net afbrekend en krities is en nie opbouend is en mekaar opbou as gelowiges nie, maar dat U ook vir ons kom sê vanmôre, bou mekaar op in liefde. Dit kan so maklik wees, Here, dat ons vergifnis wil hê, maar nie vergifnis wil gee nie. Nie wil vergewe, nie wil regmaak wat verkeerd is in ons eie lewe nie. En Here, mag ons vanmôre waar ons hier sit by die nagmaaltafel weer opnuut net vir U kom sê, Here, vergewe my. Here, ek bid dat U my nuut sal maak. Here, ek bid dat U my sal verander. Here, ek bid dat U my sal optel en dat U vir my weer 'n nuwe mens sal maak. Here, ek bid dat U vir my meer en meer sal maak soos Jesus. Dit vra ek in Jesus se naam vir ons as gemeente. Amen. Ek nooi julle uit om weer saam met ons te kom nagmaal vier. En broers en susters, die kelkies is maar soos altyd, die binneste kring is die druiwesap en die buitenste kring is die wyn. En dan sal ons ook na die tyd die beker omstuur. So kom bedien julle self asseblief. Mooi woorde. Broers en susters, ons is hier by die nagmaaltafel. Ons weet wat die nagmaal beteken. As ons die brood kyk, dan weet ons, dit verwys ons na die liggaam van Christus, dat ons terugdink aan sy lydingspad, aan die kruis, dit wat hy vir ons gedoen het, so ook die bloed. En daarom is dit nie vir ons vreemd nie, want ons doen dit so gereeld, maar ons kan dit so maklik vergeet. Jesus het gesterf vir ons. Jesus het die sonde en die dood oorwin. Jesus het jou sonde en my sonde op hom geneem, ons almal se sonde. Hy het daarvoor die offer betaal en die vergifnis het gekom. Ek en jy moet dit aanvaar en ek hoop vanmôre as ons opnuut weer saam die brood gebruik en breek, dan ons dit eet, dat ons ook weer opnuut aanvaar en vir Here sê dankie dat U my verlos het. Dankie dat U my vergewe het. En Here, ek aanvaar vanmôre daardie vryspraak. Die brood wat ons breek is die teken van die liggaam van Christus wat vir jou en vir my gebreek is. Neem, eet, drink, dink daaraan en glo dat sy liggaam vir jou en vir my gebreek is as 'n ewige versoening vir al ons sondes. En Jesus het ook die beker geneem en gesê, die beker van danksegging is die teken van my bloed wat gevloei het. Neem, drink, dink daaraan en glo dat my bloed vir jou gestort het as 'n volkome verlossing vir al jou sondes. Die Here is voor jou om jou weggelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Hy is langs jou om jou in sy arms van liefde toe te vou. Die Here is binne jou om jou te inspireer. Die Here is bo jou om jou te seën en so seën die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou vandag en môre en elke dag. Amen.